Baie dankie, julle kan maar sit. En die bruidspaar kan nou maar hulle plekke op hulle stoele inneem asseblief. Ek wil graag vir julle almal baie hartlik welkom sê by hierdie baie spesiale geleentheid vir hierdie twee pragtige mense hier voor. Ek dink hulle lyk ongelooflik mooi. Tannie Sarah het nog altyd 20 jaar jonger gelyk as wat sy is. En ek sien toe hy's 'n paar jaar ouer en dit lyk my sy doen iets aan hom want hy lyk maar 'n jaar of 2 ouer as sy vandag. So dis vir ons baie spesiaal om saam met julle hier te wees en is ons gebed en ons begeerte dat die Here julle sal seën. Ek gaan die geleentheid gee heel eers voor ons begin dat ons gaan luister na 'n lied wat gesing gaan word met die naam P. Jesu en dit is dan ook die inleiding van die boodskap en die verrigting hier vandag. Die verloop van hierdie bevestigingsdiens. Ek gaan die skriflesing vir julle lees. Dan gaan ons na die boodskap luister. Dan gaan ons die nagmaal saam gebruik. En dan as ons die nagmaal saam gebruik het, gaan ek vir hulle nooi om hier voor my te kom staan vir die bevestiging. As ons klaar die bevestiging gedoen het, dan gaan daar weer vir hulle seënbede toegesing word. Hulle gaan weer sit en dan is daar net so 'n klein 'n toevoegingkie wat in die program in is wat Tannie Sarah nie geredigeer het en voorgeskryf het nie, maar iets spesiaals wat vir haar daar so 'n gif bygesit word en dan gaan hulle by die tafel sit en die registers teken. So dis hoe die verloop gaan wees. Wanneer ons by die nagmaal kom, gaan ons vir julle vra dat julle die een wat op die punt sit, elkeen julle broodjie, dat julle net die nagmaal skingbord sal aangee, dat elkeen vir julle net 'n glasie kry en dan wanneer ons gereed is, dan gaan ons vir julle vra om dit almal saam te gebruik. Goed, kom ons sit net so, dan vra ons die Here se seën. Hemelse Vader, ons dankie dat ons so by mekaar kan kom in opgewondenheid en in verwagting. As gelowiges verwag ons
dat U wat ons liefhet en ons wil seën, dat U ons ook nou sal seën met U teenwoordigheid en met U woord en met U genade en met die Gees wat ons wil leer en wil lei. En ons pleit dat U nou 'n groot rustigheid oor ons sal laat kom, wanneer ons bewus word daarvan, dat ons nie hoef te bekommer nie, U het gesorg vir alles. En U het ons as die kinders hier by mekaar gemaak, omdat U ons wil seën. Daarom moet ons niks te vrees nie, ons kan rustig wees, en ons hande en ons arms oopmaak om dankbaar ontvangers te wees van genade, en saam te belewe, iets baie spesiaals, van 'n samevoeging van twee mense in 'n huweliksverbintenis. Dankie Here dat U dit alles moontlik gemaak het, dat ons kan hoop op iets baie, baie spesiaals. En dit is ons verwagting, dat hierdie fees ook veral vir hulle twee, vir oom Stoffel en tannie Sarah, iets baie besonder sal wees. En dankie dat ons almal deur ons bydraes, wat ons ook al hier kom doen vandag, kan saamspan in een groot span om te sê dat ons hulle liefhet en dat ons elkeen 'n raadjie wil wees om hierdie dag iets te maak om vir altyd te onthou, en bo alles U versorging en U voorsienigheid. Ons wag dan nou op U. Stuur Here vir ons U Gees en die waarheid om ons te leer en te lei. Amen. Oom Stoffel, tannie Sarah, familievriende, genade vir julle en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here. Amen. Die gedeelte wat ek vir julle wil lees is in 1 Petrus 2 van vers 4 tot by vers 8. Die opskrif hier is: die volk van God, gebou op die kosbare hoeksteen. Kom na hom toe, die lewende steen, wat deur die bouers afgekeur is, maar deur God vir die ereplek uitverkies is. Laat julle as lewende stene opbou tot 'n geestelike huis, om 'n heilige priesterdom te wees en geestelike offers te bring, wat deur Jesus Christus vir God welgevallig is. Daarom staan in die skrif: kyk, ek lê in Sion 'n hoekklip, uitverkies vir die ereplek. Met hierdie waarborg, hierdie belofte, wie in hom glo, sal nooit teleurgesteld wees nie. Hy sê, ek lê in Sion 'n hoekklip wat vir die ereplek uitverkies is, en as julle in hom glo, sal julle nooit teleurgesteld wees nie. Hy sê, julle wat glo, deel in hierdie eer. Maar vir die wat nie glo nie, geld daar ander woorde. Die klip wat deur die bouers afgekeur is, juis hy het die belangrikste klip in die gebou geword. En die klip waaroor 'n mens struikel en die rots waarteen jy jou stamp. En dan hier die oordeelswoord. Hulle struikel omdat hulle nie aan die woord gehoorsaam is nie. So het God dit vir hulle bestem. So die een kant hierdie belofte, die wat in hom glo sal nooit teleurgesteld wees, maar as die wat nie glo nie, sal struikel. God het die struikeling bestem. Net tot hier. Almal van ons droom van 'n mooi en 'n geseënde en 'n voorspoedige, gelukkige, sinvolle lewe. En natuurlik huwelik, maar die huwelik, hierdie is 'n boodskap vir die lewe, want die huwelik is mos maar deel van ons lewe. So hierdie is die boodskap vir almal van ons, wat ons vir ons samelewing, vir ons families, ons gesinne en ons huwelike, vir elke faset van ons lewens moet hoor. Petrus kom nou namens God om vir ons die geheim te kom deel van hierdie geseënde, gelukkige, sinvolle lewe. Hy sê vir ons baie duidelik, seën is waar God woon. As ons die seën wil belewe, kom sê hy, dan moet julle lewens 'n huis vir God wees. 'n tempel, die plek waar God woon.
En daarom sê hy vir ons, laat julle dus opbou tot 'n geestelike huis. So word dan 'n steen in die tempel van God, gesamentlik, as 'n familie, as 'n gesin, as 'n familie. En wees 'n heilige priesterdom, 'n priesterdom waarin daar offers vir God gebring word. Dan sê hy, vir God welgevallige offers. So laat julle opbou tot 'n huis van God, waarin daar vir God welgevallige offers gebring kan word. En God het hierdie onmoontlike van hierdie uitdaging voorsien, vir 'n mens, vir my en vir jou, om vir God welgevallige offers te bring. En daarom het hy dit kom moontlik maak deur sy seun Jesus Christus. So daarom het hy kom sê, hy gee sy seun 'n lewe, God welgevallig, deur die offer van sy seun Jesus Christus. Petrus maak dit dus baie duidelik hoe God dit voorskryf. 'n gebou wat vir hom 'n woonplek sal wees. 'n gebou wat vir hom 'n woonplek sal wees, het Jesus as die hoeksteen. Het Jesus as die eerste steen. En hy self het Jesus vir hierdie ereplek uitverkies. Sê 'n huis waar hy gaan woon, waar hy gaan seën wees, is 'n huis waar Jesus die eerste steen is. En die simboliek hiervan is iets besonders. Wanneer 'n mens bou, dan begin 'n mens altyd op 'n hoek bou. En daardie eerste steen bepaal die plek van elke ander steen in die gebou. Of dit 'n klein plekkie soos hierdie saal en of dit 'n massiewe gebou is met miljoene stene, die eerste steen lê elke ander een se plek klaar vas. Hy bepaal. Die geheim van 'n God welgevallige lewe is dus dat Jesus die beginpunt sal wees en dat hy vir elke oomblik van die pad vorentoe die een sal wees waarop die res van my lewe gebou en gerig is en bepaal word. Dat hy die bepalende bron sal wees. Die een wat beloof is, die seentjie waarvan ons net nou gesing het, wat sou kom, wat die raadsman sou kom wees en die leidsman, die pad van die waarheid wat vir ons sê, hy wil vir ons die pad wys terug na die lig toe. En daarin alleen, dat hy die eerste bepalende bron van ons lewens sal wees, lê hierdie waarborg, dat die res van my lewe 'n geseënde woonplek vir God sal wees. So Petrus kom lê hierdie waarborg vir 'n geseënde lewe baie duidelik uit. Hy sê, God sê, my seun Jesus Christus moet die bepalende faktor in jou lewe wees. En as jy dit glo, sal jy nooit teleurgesteld wees nie. Maar nou is dit belangrik dat ons moet weet, daar's twee woorde wat ons dikwels 'n bietjie misverstaan, is geloof en liefde. Maar geloof is 'n ding wat 'n mens doen. As hy sê, die wat in hom glo sal nooit teleurgesteld wees nie, wil hy daarmee sê, die wat hoor en gehoorsaam so maak en aan Jesus se voorskrif en leiding onderwerp, sal dan as 'n vrug ontvang hierdie onderneming van God. Jy sal nooit teleurgesteld wees nie. As ons hoor en doen soos wat Jesus sê, dan waarborg ek die seën. Natuurlik is daar miljoene wat Jesus as die hoeksteen verwerp. Daarvan skryf hy hier, sê die bouers, God het hom vir ereplek gekies, maar as bouers wat hom verwerp het. Vir hulle sê Petrus, daardie steen wat daar langs die muur lê, jy gaan oor hom struikel. Jy gaan jou voet teen hom stamp. Jy gaan dit doen omdat jy nie gehoorsaam is nie, omdat God vir jou gesê het, heel eerste en jy het anders besluit. Jy gaan oor hom val.
En hierdie struikeling het God so bestem. Hy sê, ek wil jou seën. My seun eerste, as jy hom verwerp, dan trek ek my hand terug en dan weet jy gaan val. Die boodskap is duidelik. Familie, gesin en huwelikspaar, vir almal van ons sê, as jy jou lewe begeer wat God se seën sal wegdra, dan beteken dit dat hy vir ons sê, bou jou familie, bou jou gesin, en bou jou huwelik met die oë op Jesus Christus gerig. Wat jy ook al beplan om te doen, moet rekening hou met Jesus. So 'n klompie jaar terug was dit so gewild, hierdie bandjie, what would Jesus doen? Dat ons gedurig vir ons sê, Here, wat sê u? Wat sou u doen? Wat verwag u van my in hierdie omstandighede? Wat is die geheim wat u wil hê? Hoe kan ek u vereer en verheerlik in dit wat ek doen? Dit beteken dat ons hom sal soek. Dat ons sal seker maak dat ons hom sien, dat ons hom sal leer ken, dat ons sy woord sal sien wie Jesus is. Wat hy gedoen het, wat hy kom vra het. Beteken dat ons tyd sal deurbring in sy teenwoordigheid, dat ons as ware so sponse sal wees wat sal absorbeer en gevul word in my hele wydste wese, voordat ek die pad van seën sal kan leer ken. Petrus sê dis as ware vir elkeen van ons aan vanoggend. Skryf dit nou maar neer. God het iets spesiaals vir julle in gedagte. As Jesus die bepalende faktor van elke woord en gedagte is, dan sal Jesus Christus die een wees waardeur God se seën op julle lewens en julle huwelik sal rus. Maar wees gewaarsku, as julle lewe sal in mekaar stort as julle hom nie volg nie. Dit is gewaarborg. Dit is bestem. Om stoffelend aan die Sarah. Ons wat julle liefhet, dis ons bede, dat julle hierdie wysheid sal ontvang om die pad van seën te kies. Ons begeer met ons hele hart vir julle net die mooiste lewe saam. Ons begeerte as familie, as vriende, as bloedfamilie is, dat julle laaste jare 'n fees sal wees van 'n welgevallige goddelike lewe, gelei en gedirigeer deur sy seun Jesus Christus. Toe hierdie seun van God na die wêreld gekom het om al die stikkend in die donkerte en die doodlooppaaie te kom wegneem en weer 'n toekoms oop te maak en al hierdie dinge weer moontlik te maak, het hy gekom en voordat hy die laaste offer gebring het, het hy die nagmaal ingestel en daar het hy vir sy gaste gesê dat hierdie fees wat hy hier begin, moet 'n gedagtenismaal wees. Want hy sê vir hulle, elke keer as julle die brood breek en die wyn drink, dink aan my. Hy wil dat ons hom gedurig in ons gedagtes het. En daarom is dit 'n fees wat ons gedurig moet vier, iets wat ons gedurig herinner. Hy sê, dink aan my. En as Paulus oor hom kom skrywe, dan herinner hy ons dat Jesus 'n waarborg vir ons kon verwerf het. En die waarborg is dat hy gesê het dat niks ooit weer tussen 'n mens en God se liefde vir ons kan staan nie. Dat ons dus kan staatmaak daarop, dat hy ons sal lief hê, dat ons sy genade sal ontvang, dat hy ons sal lei op 'n pad wat hy gewaarborg het. Maar dan roep Paulus ons op om diensknegte te wees soos Jesus dit was. Hy praat met die mense in Efese en hy sê vir hulle, of in Filippi, dan sê hy vir hulle, die gesindheid wat in julle moet wees, is dat julle nie net in julleself dink nie, maar julle met die gesindheid van Christus hê. Hy het sy goddelike bestaanswyse nie as iets beskou waarin hy moes vasklem nie, maar hy het dit prys gegee, hy het 'n mens kom word,
om tussen ons te kom woon en meer as net ons gelykheid, 'n dienskneg geword, sodat hy ons kon kom bedien, kom dien, en in sy werk ons lewens kon mooi maak. As 'n dienskneg het hy vir ons kom vryspraak verwerp. As dienskneg het hy die seën vir ons kom waarborg. As dienskneg het hy 'n pad vir ons kom oopmaak. As dienskneg het hy vir ons kom leiding gee. Hy kom om te dien. En nou wil ek julle almal nooi vanmôre om saam met die bruidspaar die nagmaal te kom vier, ook dan as 'n dankbaarheidsfees. Ons kan nie anderster as wanneer ons na hierdie boodskap luister en die goddelike voorsiening en waarborg wat ons in ons onverdienste ontvang, om met groot dankbaarheid vervul te wees nie. As ons gedagtes so vol raak van sy oorweldigende liefdesoffer, wat vir ons se lewe in al sy volheid kom waarborg het, kan ons nie anders as om dankbaar te wees nie. Want ons kan droom van 'n mooi nuwe lewe wat hy kom moontlik maak het. 'n Lewe waarin hy kom beloof het, ek is by julle al die dae. Ek beloof julle, ek stuur vir julle die Gees om julle te kom leer en te kom lei en te kom herinner aan die geheim van die lewe. En nou wil ek julle nooi dat julle die broodjie sal oopmaak en dat jy neem die kelkie of die skinkbord en kry vir jou 'n kelkie en dan hou jy dit in jou hand en as ons dit almal het, dan gaan ons voort. So kom neem vir jou 'n broodjie hier en maak seker dat jy 'n kelkie het. Kom ons nou die tekens in ons hande en dan bid ons saam. Here, as ons hierdie brood nou gaan eet en hierdie wyn of sap gaan drink, dan weet ons dit gaan opgeneem word in ons liggame en ons bloedstroom. Vervoer word na die verste selle van ons liggaam. Mag die grootsheid van hierdie werklikheid vir ons laat verstaan, dat die begeer dat hierdie woorde en hierdie seën en hierdie werklikheid ons hele wese sal deurspoel. Mag ons harte en ons verstand, mag dit vol word van u genade. Mag u grootsheid ons vervul met dankbaarheid. En mag dit ons beweeg om te antwoord op hierdie genade geskenk deur die voorbeeld van u seun Jesus Christus as diensknegt te volg, om hom gehoorsaam te word deur woorde en dade, sodat hierdie offer nie te vergeef sal wees nie, maar vir ons ook die lewe sal bring. Amen. Kom ons gebruik dit saam. Oom Stoffel en Tannie Sarah, as julle die glasie gedrink het, dan kan julle is gereed, kan julle hier voor my kom staan. Vat rustig julle tyd en dan kom staan julle hier voor by my. Oom Stoffel en Tannie Sarah, julle die boodskap gehoor van God se belofte van 'n lewe van seën. Julle het gehoor, die geheim daarvan is gehoorsaamheid aan ons Here Jesus Christus. Ek wil Jesus se diensknegt gestalte vir julle voorhou as die weg na die seën met die volgende vraag. Is dit julle opregte voorneme om mekaar lief te hê, maar voordat ek vir 'n antwoord vra, is dit belangrik dat ons so 'n klein opmerkingkie oor die liefde maak.
Ek het net nou gesê, geloof is iets wat ons doen en dieselfde met liefde. Liefde is 'n ding wat 'n mens doen. Liefde is 'n daad. Dade wat sê dat dit liefde is. Dade bewys liefde. En dade bevestig liefde. En dade voed liefde. Liefde is dus dade wat vertel dat jy vir my kosbaar is. Wat vertel dat ek jou waardeer en hoogag. Dis dade wat sê dat ek jou belange op die hart dra. So as ek nou vir julle gaan vra, beloof julle om mekaar lief te hê, dan vra ek dus, beloof julle om met hart en siel mekaar te waardeer, om mekaar op te bou, om mekaar te bemoedig, om mekaar se hande hoog te hou, om aan mekaar lojaal te wees. Oom Stoffel, wat is jou antwoord? Tannie Sarah, jou antwoord? Ja. Daar sê. Ek gaan nou vra dat julle na mekaar toe sal draai en vir mekaar die regterhand gee. Sit sommer met die blommetjies net daar op die stoel en dan draai julle na mekaar toe, kyk mekaar in die oë en dan vat julle mekaar se regterhand soos wat 'n mens groet. Daar's hy. Dis die kontrakdeel hierdie. Oom Stoffel, verklaar jy dat sover jy weet daar regtens geen beletsel is teen jou voorgenome huwelik met Sarah hier in jou sy is nie, en neem jy almal hier teenwoordig as getuies dat jy haar nou tot jou wettige vrou neem? Wat is jou hardop antwoord? Tannie Sarah, verklaar jy dat sover jy weet daar regtens geen beletsel is teen jou voorgenome huwelik met Stoffel aan jou sy nie, en neem jy almal hier teenwoordig as getuies dat jy hom nou tot jou wettige man neem? Kyk na mekaar in die oë en dan sê ek, hiermee verklaar ek dan nou vir Stoffel en Tannie Sarah wettig getroud. Julle mag mekaar soen gee. En nou gaan ek vir Wiekes vra om vir julle die ringe te gee, wat julle vir mekaar die ringe kan aansit. En ons nooi julle nou vir mekaar die ringe te gee as teken en seël van julle verbintenis as man en vrou. Die oom langs jou. Kom sing. Dan is Sarah vir hom sy ring aansit as sy. Ja, hier staan ons nou vanaand vir die eerste keer in my lewe besef ek wat beteken dit om die Engelse sê all dressed up and nowhere to go. Gewoonlik is dit in gevalle waar daar twee mense 'n afspraak gemaak het en een van die twee dag nie op nie. Maar vanaand is dit nie die geval nie, of vandag is dit nie die geval nie. Ons glo en vertrou. My ma was betyds hierdie keer gewees. Ja. Ek was nou nie daar nie, so ek sal nie weet nie. En ons wil net vir almal wat vanaand hier so is sê, of vandag hier so is sê, ons is jammer, ons kan nie daar wees nie. Maar ons is dankbaar dat julle wel daar is, om ons te verteenwoordig. Dankie. En ons is
ons glo en ons vertrou dit, al is ons nie vandag daar nie, dat daar sal 'n geleentheid kom waar ons wel daar sal wees, dan is dit net 'n geleentheid om weer van vooraf Makiti te hou. Fees te vier. Ja, fees te vier. Ja. En so ons wil net vir oom Stoffel en vir mamma sê baie geluk. En ons wens julle alle voorspoed toe in die Here se seën om wat op julle is. En ek het gedink dis 'n gepaste vers om te lees was Psalm 92 vers 13 en ons gaan net gou hier opkry. Psalm 92 vers 13 sê die volgende: Die regverdige sal sterk wees soos palmbome, soos hoë seders op die Libanon. Hulle vind hulle krag in die huis van die Here en groei op in die tempel van ons God. Selfs in die ouderdom sal hulle nog toeneem in krag. En dit kan ons sien in ons Stoffel en my ma in hulle ouderdom neem hulle toe in krag. En daarom het hulle dit goed gedink ook om met mekaar ook verder 'n verbond te sluit. Hulle sal fris en lewenskragtig wees. So sal blyk dat die Here regverdig is, dat daar by hom geen onreg is nie. En ek sluit dit af met die vers wat sê, vers 16 wat sê, hy is my rots. En ons weet dat die Here is julle rots. Dis mamma se rots en Stoffel se rots. En daarom is julle vandag op julle gevorderde ouderdom nog sterk en sien julle kans om die pad verder saam met mekaar te wees. So ons seën julle weer eens in die naam van die Here Jesus Christus. En Rian het dit goed gedink om 'n stukkie te vertel van wat hy gehoor het onlangs van 'n boot wat in die hawe gekom het. Ja, iemand het vertel dat mense lewe is soos 'n boot, 'n groot boot wat in die hawe kom. En die hawe is 'n lewe, is 'n mens se lewe. En soos wat jy inkom, maak jou boot golwe en het dit 'n effek op ander mense. En die golf is nie 'n golf wat verwoesting saai nie, maar wel 'n effek hê op ander mense se lewe. En dit is wat ons ook in my ma se lewe ervaar het en ons Stoffel, jy jou kinders en jou kleinkinders waarmee die Here jou so geseën het die effek wat jy ook op hulle lewe gehad het en nog steeds het. En daarom En ons kan dit elke dag sien in ma se glimlag. ja, ons is dankbaar vir die feit dat ons Stoffel in mamma se lewe ingekom het en ons kan sien dat julle gelukkig is en ons is baie dankbaar daarvoor. Ons dank die Here daarvoor. Ja. Ja. En ons voel ons is ook geseënd as kinders en ons sê baie geluk en tot weersiens. Ja. Ja, geniet die dag verder. En op so 'n ernstige noot het ons net dit goed gevind dat dit baie gepas sal wees om te sê: Kinders by dosyne, kinders by dosyne, kinders by dosyne, en o gloria, en o gloria, en o gloria. Lang sal hulle lewe, lang sal hulle lewe, lang sal hulle lewe, en o gloria, en o gloria, en o gloria. En oom Stoffel, ons wil net sê, agter ons is 'n stukkie kreatiwiteit wat Sarah vir my geverf het toe sy laas in Australië was. Dis vir ons baie naby aan ons hart en ons verstaan haar kreatiwiteit is iets wat sy lewe elke dag van haar lewe. Ja. En ons glo ook en ons sien in sommige van die foto's dat jy ook reeds haar kreatiwiteit belewe elke dag en soms moet jy sekere kostuums aantrek vir sekere geleenthede. Geniet dit. Ons is nie daar om dit te geniet nie. Ja. En ons namens ons vir ons net sê mag julle 'n baie gelukkige lewe saam hê. Lief vir julle.
sien julle volgende jaar. Ja, kry die paspoorte reg. Kry die Sien julle. paspoorte reg. En dankie vir almal wat daar Bye is. bye. Baie geluk ouma en oom Stoffel. Ons is baie jammer dat ons nie die dag kan saam vier nie. Ek en Danel wil graag hierdie liedjie saam met ouma hulle deel. There must be a God, I believe it's true, 'cause I can see His love when I look at you. And He must have a plan for this crazy life, because He brought you here and placed you by my side. And I have never been so sure of anything before, like I am in this moment here with you. Now for better or for worse, so much more than only words. And I pray every day will be the proof that I mean what I say when I say I do. Yeah, I mean what I say when I say I do. You see, these hands you hold will always hold you up when the strength you have just ain't strong enough. And what tomorrow brings, only time will tell. But I will stand by you in sickness and in health, 'cause I have never been so sure of anything before, like I am in this moment here with you. And now for better or for worse, there's so much more than only words. And I pray every day will be the proof that I mean what I say when I say I do. Yeah, I mean what I say when I say. Take my hand and take this ring, and know that I will always love you through anything. Yeah. And as the years march on, like a beating heart, I will live these words till death do us part. 'Cause I have never been so sure of anything before, like I am in this moment here with you. And now for better or for worse, so much more than only words. And I pray every day will be the proof that I mean what I say when I say I do. Yeah, I mean what I say when I say I do. Yeah, yeah. Ons het gedink die woorde van die liedjie is 'n baie mooi opsomming van ouma se spesiale dag en elke dag vorentoe. Ek wil graag hierdie Bybelvers met ouma hulle deel. Prediker 4 vers 9 tot 12. 2 vaar beter as 1. Hulle inspanning kom tot iets. As die een val, kan die ander hom ophelp. Maar as een val wat alleen is daar niemand om hom op te help nie. As twee langs mekaar slaap, word hulle warm. Maar hoe sou een wat alleen is warm word? Een alleen kan oorweldig word. Twee saam kan weerstand bied. 'n 3-dubbele tou breek nie maklik nie. Ons hoop ouma het 'n baie geseënde dag.
Lief vir julle. Ons hemelse Vader, ons dankie vir die mooi wat ons kon belewe. Ons dankie dat dit so spesiaal kon wees en ons almal se harte kon raak. Vir al die tekens van liefde, nie net van hier nie, maar ook van daar ver oor die water. Here, ons besef en ons gee erkenning aan U dat dit al U groot genade geskenke is. Wil U dan nou die res van hierdie feesdag in die hande neem en met U besondere maniere ook vir ons verras met die mooi daarvan. Dankie vir alles wat so mooi voorberei is. Mag ons dit ook geniet en gedenk en glo. Dis U gawes aan U kinders, ook in die feeslikheid. Seën nou ook die res van hierdie verrigtinge dan, in Jesus naam alleen. Amen. Dit vat langer om hierdie ding op te sit as wat gaan vat om 'n speech te doen. Wat ek wil sê is my vroukie lyk pragtig. So sy sê, my dogter het my daar by haar agterdeur afgegooi. En elke keer as sy daar kom, dan sit Sarah daar en gesels saam met my. En volgens, ek het dit nou nie geweet nie, volgens Sarah, sy sê, Marianne het sommer uitgeloop. As jy vir Sarah ken, soos ek nou geleer het hierdie paar dae, maande, weke. Sy vat nie nee vir 'n antwoord nie. Jy kan nie vir haar sê nee dankie, nee. Sy het soveel draaie wat sy kan omkom om jou terug te bring op die pad om te maak wat sy wil hê jy moet maak. En dis nou een ding wat gebeur het dat ek hier moet staan. Ek jok nie as ek sê sy's mooi nie. Sy's regtig pragtig vandag. Ek wil vir my kinders sê, dankie. My kleinkinders, dankie. Dat wie was, dat julle saam by dan kon geniet wat ons geniet vandag. En dan wil ek vir my nuwe familie sê, dankie. Ek het dit al voorheen gesê, toe ek daarby, saam met Sere daarby, Jaapie hulle inkom, het ek hulle nie eens geken nie, ek nog nie eens ontmoet nie, en ons gaan soontoe. En ek kan nie verstaan, dit kon nie by my deurdring, hoe kan die mense wat my nie eens ken nie, my so aanvaar? Ek kon dit nie verstaan nie. Oudboet, laat hy my ontvaar. Ousis, laat hulle my aanvaar. Ek was heeltemal 'n vreemde mens vir hulle. Maar toe kom het
laat ek daar vir Japie help om aan die gang toe kom om vrugtesap te drink en so aan. En hy sê toe nee, ek moet die bedieners wys, want hulle gaan die masjien skoonmaak. En ek gaan na en ek wys hulle hoe om die masjien te doen en so aan. En ek gaan om te gaan sit. En ek sla daar van die stoel af neer. Ek weet dit nie. Ek was net heeltemal dood. En ek sê vandag, baie dankie vir wat julle gedoen het vir my daar. Baie dankie dat Shira gegaan het en mond tot mond toegepas het op my. Daarom kan ek vandag nog hier staan en vir julle sê. Dankie julle nuwe familie. Ek het julle lief begin kry. Ek is nou bang vir Japie. Kyk hoe kwaad is hy. Ek dink hy dink ek sal oppas hoor. Ek verseker jou. My kinders, my kleinkinders, en ek dink, daar speel nog agterkleinkinders ook. Ek kan net sê dankie vir julle. Dankie vir die aanvaarding wat julle aanvaar het van my. Partykeer lekker die hoenders in en ander keer met 'n smile. En ek sê dankie vir julle. Ja. Hey. Vir my om hier te staan, het net van my kinders afgekom. As dit nie vir hulle was, dit sou nie gewees het nie. En toe red sy nog my lewe ook. Toe val sy ook saam met die kinders in. En ek wil net vir julle sê, dankie wat julle vir my gedoen het. Die bystand wat julle aan my geleen het. Meeste van alles, daai pragtige klein kindertjies wat ek so geniet daar buitekant. My agterkleinkinders. Julle moet hulle ontmoet om te weet. Julle moet 'n bietjie met hulle gaan gesels. Jy kan nie glo sulke klein kindertjies moet soveel goed voor 'n dag kom nie, want dit lyk vir my die kinders word vandag groot gebore. En ek wil graag vir die Here sê, hy is my Vader. En ek is skatryk. Nie in aardse goed nie, maar in kinders. 12 agterklein kinders. Mens. En 5 nog trou. So ek weet nie hoeveel gaan daar aan ons aanwees nie. Maar dit is nie ek nie. Dit is ook nie hulle. Dit is die hemelse Vader. Die liefde wat daar vir hulle het, kom van die Vader. Ek is lief vir my kinders, my kleinkinders, my agterkleinkinders. Moenie my so kwaai aankyk nie. En dan wil ek net almal van julle sê, baie dankie. Baie dankie dat julle gekom het in hierdie dag
saam my seer kan geniet. Dankie vir Dominee, vir die woord. Dit is vir my moeilik om dinge te sê en ek weet ek kan dit nie sê nie. Ek is dankbaar vir my nuwe familie wat ek gekry het. Ek was nog al die tyd vriendelik ontvang by hulle. En gelukkig was ek al by 'n paar van hulle gewees, soos ek gesê het. En laastens wil ek sê dankie mense. Dankie dat julle hier is. Dat julle dit vir ons aangenaam gemaak het. En as ek nou nie 'n vreeslike speech gelewer het nie, aanvaar dit ook maar. Maar ek dankie en ek sê net geniet julle self. En jy raai goed van. Dankie. Ek wil net sê, dit is my speech vir die dag. Dit is alles hierin opgeskryf en ek gaan nou elke dag een ding woord vir woord vir julle lees, want ek het lank studeer hieraan. Baie lank het ek hieraan studeer, om dit nou vandag vir julle te kom lees. So, gaan julle sit. Kan julle nou sien hoekom ek nie vreeslik baie gepraat het? Ek het die hele boek geskryf. Ons begin maar almal met dankie. As jy vir iemand vra hoe gaan dit met jou, dan sê hy, goed dankie. Ek wil ook net sê dankie, soos hy gesê het, vir my nuwe familie wat ek bygekry het, my ou familie, wat altyd vir my ook baie spesiaal was. En ek het geleer hoe spesiaal my nuwe familie is. En al ons vriende, wat ook hier is, ons bly en al die professionele mense wat hier is. Elise wat vir ons musiek maak. En ek het sy met baie gepraat. En daar was maar baie dinge wat in die pad gekom het. Jan wat regtig opgeoffer het. En dankie vir die vertoning van Rianne. Weet nie wie daarmee gewerk nie, maar dit was vir my baie spesiaal. En my eie familie wat ver gekom het om hier te wees. Dit vir ons dit moontlik gemaak. Dit was baie spesiaal. Nou, ek het gewonder, wat kan ek vir julle sê, want ek wil vir julle graag ietsie sê. Wat is baie werd in jou lewe? Of in enige iemand se lewe? As hy 'n emmer vol diamante dra en sê dis myne, hoe bly was hy om daai diamante te kry? En hoe lank tydperk was hy bly omdat hy die diamante het? Ek dink nie dit was lank nie, dit was net die oomblik en dan was dit weg. Of 'n emmer goud, wat jy ook al wil hê. Net 'n rukkie en dis jou opgewondenheid is weg en dan is dit oor. Maar toe nou die dag, toe lees ek in 1 Tessalonisense 2 vers 18. Hoe Paulus 'n brief skryf aan die gemeentetjie wat maar klein is. Maar hoe hy skryf, hoe verlang hy na hulle om hulle aangesig tot aangesig te sien. Maar hy was verhinder. Hy kon nie daar uitkom nie, maar sy begeerte om by hulle te kom, om hulle te sien, self te sien, te omhels, hy sê te soen,
En hy sê, want julle is ons kroon. Julle is ons vreugde. Julle is ons genot. Julle is ons alles. En dit hou nie op nie. Die geskenk wat jy gekry het, hy gaan nie lang bly nie. Maar julle bly vir altyd. En ek weet toe ons klein was, as dit vakansie is hier by Desember maand, dan kom ons familie van ver af kom kuier nou vir die Desember maand. En die nagte slaap ons nie, want ons weet nie presies wanneer kom hulle nie. En dis so opgewondenheid, wat jy nie vir iemand kan beskryf nie. Tot hulle kom daar partykeer in die nag aan. En dis dit wat die moeite werd is om te lewe. Hy sê, julle is ons kroon. Vir ewig. In die Here Jesus is julle ons kroon. Ons spog met julle. Ons wil julle sien. Ons wil nie foto's sien nie, ons wil julle sien. Ons wil iets met julle deel. Ons wil iets vir julle sê. Ons wil, en daar is niks om te sê nie, ons wil net by julle wees. Daarom wil ek sê, baie, baie dankie, dat julle hier is, self gekom het, self julle gesigte kom wys het, self kon sê, ons is hier, en ons is bly om hier te wees, saam met ons. Dankie. Hy neem jou na water van rus. Die rus langs jou vesting en rots. Hy laat jou staan op die hoogte. Jou siel sal hy ewig bewaar. Hy is by jou, sy sien gee jou en hy leer jou sy waarheid. Hy stuur sy engele na jou. Water van rus.